Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van Jahwe en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, dankie dat U ons skuiling is, dankie dat U ons vesting is, dankie dat U ons lewe is. Vader Jahwe, dankie dat die totaliteit van ons wees en ons bestaan in U en uit U is. En daarom wil ons ook in hierdie môre, wanneer ons so saamkom, met ons een begeerte om U te aanbid, om U lof te besing, om U naam groot te maak, want Vader Jahwe, U is waardig om dit alles te ontvang, en in kleinheid en nederigheid wil ons voor U buig, wil ons U woord open, en Vader Jahwe, dankie vir U genade wat so groot is, dat U tot ons spreek, wanneer ons U woord open en lees, en dis ook ons gebed, Vader Jahwe, dat ons werklik geopende ore sal hê, om te kan hoor wat U ook vir U gemeente wil sê. Vader, dankie dat ons voor U kan buig, word verheerlik in ons samesyn, al die lof, al die eer kom U toe, in Yeshua se naam bid ons dit, amen. U kan gerus sit, hartlike goeiemôre geliefdes, 'n lekkerte om weer bietjie by U hier lekker te kan kuier hier in George, dis 'n lekkerte, en kom ons blaai saam, na Psalm 34 toe. Psalm 34 vir ons teksgedeelte en ons gaan Psalm 34 hanteer en dan besonderlik met 5 verse in Psalm 34. Nou, voordat ons begin lees, die agtergrond van Psalm 34, wanneer amper sê ek Paulus, wanneer koning Dawid hierdie Psalm aanhef, dan kom dit uit 'n diepe benoudheid uit. Koning Dawid, julle kan onthou, nadat hy vir Goliat verslaan het, wanneer hy weer daar besonderlik dan by Gat kom, dan sien ons hoe die manne bekend is met hom, die Filistyne. En hulle sê vir koning Dawid, en koning Dawid vlug vir Saul, en hy kom daar by Gat. En hy kom daar by hulle, en hy wil daar verskuil wees, maar hierdie manne ken hom, en dis die manne wat hy verslaan het van Goliat. En dan sê hulle vir hom, maar is jy nie die man, die koning van Israel nie? Is jy nie die man van wie hulle gesing het, man, hoeveel Filistyne het hy nie verslaan nie? En ons sien hierdie handeling, dat die stad teen hom opkom, om hom gevange te neem. En nou kan julle onthou, wat doen koning Dawid? Koning Dawid hou hom kranksinnig. Hy begin, maak of hy mal is, en hy begin met sy hande so teen die deure te krap met sy naels, en hy laat die speeksel so van sy baard afloop, en hy hou hom kranksinnig. En dan kom die koning en hy sê vir hom, laat hom gaan, hy's kranksinnig. Het ons nie genoeg kranksinnig is nie, laat hom net weggaan. En dis die agtergrond. En is vanuit hierdie konsep, en wat interessant is dat koning Dawid, toe hy daar vry gaan, dan skryf hy Psalm 34. Nou Psalm 34, wil ek hê jy moet hoor, die kern van sy boodskap is die intieme verhouding en die verlossing en die bewaring van Jahwe. Maar nou voor ons verder gaan, wil ek gou vir u vra, as ons nou dink aan die verlossing van Jahwe, dan dink ons aan 'n engel wat neerdaal 185.000 doodslaan in een oomblik. Ons dink aan hierdie geweldige handelinge van Jahwe, van groot verlossing. Tog word Psalm 34 een van die uitnemende psalms van Dawid van verlossing. Terwyl Jahwe hom daai wysheid gegee het om so op te tree om vry te gaan. Hoekom ek dit aan die begin van die boodskap wil sê? Ons perspektief op Jahwe se verlossing is nie altyd Jahwe se perspektief nie. Ons verwagting van hoe dit moet lyk is nie altyd Jahwe se nie. So hou dit in gedagte. Kom ons lees Psalm 34. Met die kerntema dan, die boodskap van vanmôre se tema, U lof sal altyd deur in my mond wees. Onthou dit, die kerntema. Goed, 'n Psalm van Dawid, toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech en die hom weggejaag het sodat hy heen gegaan het. Ek wil Jahwe altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in Jahwe. Die ootmoediges sal dit hoor en bly wees. Geliefdes, voor ons verder gaan, onthou hierdie beginsel.
U lof sal altyd deur in my mond wees. Alles gebeur, hoekom? Sodat ons wat kan doen? Jahwe kan loof. Ons kom nou net terug na ons eie lewens toe, vers 4. Of vers 3. My siel sal hom beroem in Jahwe, die ootmoedig is, sal dit hoor en bly wees. Maak Jahwe saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Ek het Jahwe gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde. Hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie elendige het geroep en Jahwe het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van Jahwe trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat Jahwe goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Vrees Jahwe, o sy heiliges, want die wat hom vrees, het geen gebrek nie. Die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat Jahwe soek, het geen gebrek aan enigiets nie. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle die vrees van Jahwe leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat die dae lief het om die goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. Die oë van Jahwe is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangesig van Jahwe is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Hulle roep en Jahwe hoor, en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Jahwe is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslaas van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit almal red Jahwe hom. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Die onheil maak die goddelose dood, en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. Jahwe verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Geliefdes, voor ons verder gaan, moet ons eers vra, van wie is hierdie psalm 'n pragtige profesie? Hier aan die einde was die leidraad baie duidelik. Geen een van sy beendere word gebreek nie. Dis 'n pragtige profesie van Yeshua se eie benoudheid, maar die hele tema van die hele psalm is Jahwe red ons uit elke benoudheid uit. En dan wat is die kerntema? U lof sal altyd deur op my mond wees. In ons lewens, voor ons begin met die boodskap, sien ons regdeur. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. Daar's baie uitdagings, daar's baie beproewinge, maar uit almal red Jahwe met watter doel? Sodat ons Jahwe kan loof. Want die hele doel van ons lewe is om Jahwe te loof. My en jou lewe het net sin wanneer ons Jahwe erken, hom bely en hom loof. En daarom is dit ons kerntema. En hoor mooi vanmôre. Ons as mense se fokus baie keer is net die redding uit die benoudheid uit. Wat's Jahwe se fokus? Daai lof, erkenning van wie hy is. Daarom gaan ons na 5 verse kyk, na 5 temas. U kan net eers luister voor ons daarna toe blaai. Ek wil Jahwe altyd loof, punt 1. Punt 2, ek wil hom loof omdat hy my uit al my vrese gered het. Punt 3, en nou baie belangrik, smaak en sien dat Jahwe goed is. Punt 4, Jahwe is naby die wat gebroken en versla is. En punt 5, as regverdig is daar baie beproewinge, maar Jahwe red ons uit almal uit. Kom ons begin eers by vers 2 en 3. Wanneer hy sê vers 2, ek wil Jahwe altyd loof, sy lof sal altyd deur in my mond wees, my siel sal hom beroem in Jahwe. En dan so mooi, die ootmoediges sal dit hoor en bly wees.
Dawid se openingswoorde is hierdie onophoudelike lof van Jahwe. U lof sal altyd deur, daai altyd deur is voortdurend, dis 'n lewenstyl. En dis ons optrede, want ons gaan dit sien nou in die praktyk. My en jou optrede is 'n voortdurende dankbaarheid, 'n voortdurende aanbidding, 'n voortdurende buiging en 'n buiging en 'n lof aan Vader Jahwe, ongeag my omstandighede. Ongeag wat rondom my gebeur, ek en jy het een fokus en dit is die God van hemel en aarde. Ons loof Jahwe. En Dawid se ingesteldheid in hierdie Psalm is, moenie kyk na jou omstandighede nie. As daar iemand is wat kan getuig van moeilike omstandighede, eers word hy vervolg deur Saul, dan sy eie seuns, en as dit nie genoeg is nie, dis die vyand op vyand op vyand. En die een ding wat Dawid doen is hy loof Jahwe. En dis ons ingesteldheid. Dawid hierdie, en dan die belangrikheid, hoekom loof ek Jahwe? Sodat die ootmoediges dit kan hoor. Ons loof Jahwe, sodat die een langs my dit kan hoor. Ek loof Jahwe, dat JP dit kan hoor. En JP loof Jahwe, dat Jannes dit kan hoor. En Jannes loof Jahwe, dat Petrus dit kan hoor. En so gaan dit, want ek en jy dra 'n getuienis van Jahwe. 'n Lamp wat op 'n staander staan, 'n stad op 'n berg, wat getuig van die goedheid van Jahwe. En dit is ons roeping, en dis hierdie tema, want dit getuig van afhanklikheid. As ons Jahwe loof, getuig ons afhanklikheid. Ek is nie onafhanklik nie, ek is nie sterk nie, en vir ons kinders is dit belangrik. Hoekom loof ons Jahwe? Dat ons kinders kan hoor, ek is afhanklik van Jahwe. Dis hy wat red, dis hy wat genadig is, dis hy wat bewaar. En dit is daai kosbaarheid. En daarom is die lof aan Jahwe 'n doelgerigte keuse in ons lewe, selfs in moeilike tye. Nou wil ek gou vinnig die vraag vra. Wanneer laas was jy regtig in 'n uitdaging en 'n beproewing? Kon jy Jahwe in dit loof? Ongeag jou uitdaging, ongeag jou beproewing, ek wil Jahwe loof. As ons dan vra prakties, wat beteken dit prakties om Jahwe derentyd te loof? Dan beteken dit dat my lofgebede en my optrede elke dag, my lofsang, my lofgebede aan Jahwe elke dag moet weer klink. Vanmôre, het jy al 'n lofgebed gebid vanmôre? Het jy al 'n lofsang gesing tot Vader Jahwe buite nou waar ons as gemeente dit saam doen? Want dis 'n oefening en 'n ingesteldheid. U lof sal altyd deur in my mond wees. Nie net u lof sal in my mond wees wanneer ons as gemeente saamkom en sing nie. Wanneer ek alleen is, u lof sal altyd deur Piet altyd in my hart wees. Altyd deurlopend. En daarom julle, dit wat ons vanmôre hanteer, is 'n intieme verhouding met Vader Jahwe. En 'n aktiewe verhouding met Jahwe. Nie net 'n sê godsdiens nie. Dis 'n leef, 'n ervaring wat ons gaan nou daarby uitkom. Daarom belangrik, dit behels prakties 'n lofsang, 'n loflied, die getuienis van die woord van Jahwe. Om 'n teks aan te haal oor die getrouheid van Jahwe. Dankie dat u getrou is. Dankie dat u ewig is. Dankie dat u lewe. Daai lofprysing van ons as gelowiges is daar om mekaar te bemoedig. En daarom saam daai getuienis van Jahwe se getrouheid. Vanmôre wil ek eers dit ook vra. Wat is daar in jou lewe wat jou dalk verhoed om Jahwe te loof? Wat is daar wat jy toelaat in jou lewe wat die lof van Jahwe steel? Dalk is dit ongeloof, dalk is dit twyfel, dalk is dit belangstelling, dalk is dit aandag. Maar hoekom is dit in jou lewe en in my lewe dat Jahwe, wat is dit in ons lewens wat dalk verhoed dat Jahwe die lof wat hom toekom ontvang? Kom ek vra dit anders. Elkeen van ons sit, Jandrey Atti, gee julle aan Jahwe die lof wat hom toekom? Of is ons te besig met onsself? Daar's 'n rekenskap te eis van jou en my lewe of ons aan Jahwe die lof toebring wat hom toekom. Daarom, prakties, begin ons dag, en ek is spesiaal nou met die kinders, begin ons dag met 'n lofsang tot eer van Jahwe, met 'n gebed van lof van Jahwe, want hy's waardig om dit te ontvang. Kom ons vra gou die vraag, is dit opsioneel om Jahwe te loof, of is dit ons verantwoordelikheid as gelowiges? Dis ons verantwoordelikheid. Dis ons roeping. Is dit 'n voorreg om Jahwe te kan loof? Ja, want dit getuig van 'n intieme verhouding. Kan die ander volke Jahwe loof vir uitverkiesing, vir genade, vir verlossing, vir lewe? Nee.
Dis juis in daai kosbare intieme verhouding wat ons kan sê, soos wat ons in ons huwelike en vir ons kinders sê, ons is lief vir julle, ek is lief vir my maat, het ons 'n verantwoordelikheid. Jaweh, dankie vir u genade, dankie vir u liefde. Ons volgende vers 5. Kom ons lees dit saam. Vers 5. Ek het Jaweh gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Geliefdes, hier getuig dit van 'n persoonlike ervaring. Jy moet mooi hoor vanmôre ook. Ons geestelike lewens gaan nie oor hoor sê nie. Ons geestelike lewens gaan nie oor iets wat ek gehoor het by my ouers of by my paale of by die predikant of iewers nie. Waaroor gaan ons geloofsverhouding? My persoonlike handel met Jaweh. En Dawid se getuienis is daai verlossing. En dan sê hy daai mooi, hy sê ek het Jaweh gesoek. Dis so mooi, darash in Hebreëus is, ek het doelgerig, dringend, het ek Jaweh gesoek in my benoudheid. Wanneer daar iets op my pad kom wat nie lekker is nie, wanneer daar 'n proewing, 'n uitdaging is, dan soek ek Jaweh doelgerig in my lewe. Ek gryp nie eens rond na ander dinge nie, ek soek Jaweh in gebed en smeking. En hierdie vers onderstreep Jaweh se betrokkenheid by ons lewens. En wat interessant is, hy praat van die angs. Uit al my vrees het hy my gered. Ek gaan nou vir elkeen van ons vra, dink so 'n bietjie in jou eie gedagtes. Wanneer het Jaweh jou al uit benoudheid gered? Wanneer was Jaweh in jou lewe getrou om jou te red? Ek kom nou terug daarna toe. Daai betrokkenheid van Jaweh, daai lof spruit uit, 'n dankbaarheid uit. As ek en jy nie besef wanneer Jaweh ons verlos en red en goed is vir ons nie, hoe kan ons hom loof? Dis juis uit die besef van sy goedheid, sy genade, sy liefde, wat ek Jaweh kan loof. Julle kan onthou, hy wat baie vergewe is, het baie lief. Hy wat min vergewe is, het min lief. Daarom die vraag, daar waar jy sit, waaruit het Jaweh jou al gered? Kom ons begin eers op die groter skaal, vir almal van ons. Emiel, wat het ons verdien? Die ewige oordeel. Wat ontvang ons? Uit genade uit, die ewige lewe om Jaweh te ken. Wat het ons verdien? Skei van Jaweh, verwerp van Jaweh, vertrap te word, vernietig te word. Wat ontvang ons? Genade op genade op genade, dat ek en jy Jaweh kan ken, dat ons 'n verwagting het. Geliefdes, het ons 'n verwagting vir die koms van Yeshua. Amen. Het jy al gedink, wat verwag ons by die koms van Yeshua? Geen hartseer, geen pyn, geen swakte, geen sonde, geen gebroke verhoudings nie, geen terugslag, geen uitdagings nie. Die volmaakte liefde, die volmaakte heiligheid, die volmaakte reinheid van die God van hemel en aarde. Dis ondenkbaar in hierdie vleeslike toestand. Maar daar's 'n verwagting, en hoekom ontvang ons dit? Deur sy genade alleen. En ons het 'n hoop wat vir ons weggebêre is, en daai hoop al klaar moet my lewe rig. Dit moet my roep om te sê, maar ek wil Jaweh dank. Is dit 'n werklikheid vanmôre vir jou? Jacques, is dit vanmôre vir jou 'n vaste wete dat wanneer Yeshua kom, het ek die lewe in hom en die lewe in volheid in Yeshua. En as ek daai wete het, dan anker dit my, dit roep my, dit dryf my om te sê, en daarom moet ons onsself daar herinner wat ons vergeet. Ek en jy raak besig met al die dinge wat hier op aarde is, en die roesmoes, en die stoei, en die holderste bolder, en al die dinge ons vergeet. Maar daar kom 'n dag, wat ons jou ook gaan toegooi. En al wat gaan oorbly is 'n hoopie grond. Gaan 'n dag kom, waar jou alles wat ek en jy doen, en dink, en sê, en besig is, gereduseer gaan word tot een hoopie grond. Met een bepalende faktor, ken ek Jaweh. En dan wil ek saam sê, het ek Jaweh gedank en geloof vir sy goedheid vir my. Want dis daardie lewe wat tot bekering lei, en daarom, dit gebeur in ons lewens, julle, elke benoudheid, elke uitdaging. En dis nodig vir ons. Dalk was dit toe jy 'n sonde gedoen het.
As ons sê, Jahwe, red my uit al my vrese, dalk was dit bekommernisse oor die toekoms, bekommernisse oor wat môre gaan gebeur, oor siekte, oor onsekerhede, oor agteruitgang, oor finansiële bekommernisse, oor verhoudingskwessies, wat dit ook al mag wees. En dan kom hierdie dinge en onthou dit altyd in daai 5 stappe wat ons sê, daar kom altyd 'n groot vyand, daar kom altyd 'n beproewing, daar kom altyd 'n uitdaging. Ek ken nie die antwoord nie. Ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie. Ek doen hierdie sonde en ek weet nie wat die implikasie, hoe gaan ek dit oorwin? Hoe gaan ek daar uitkom? Hoe gaan ek ooit weer na Jahwe kan kyk in liefde, want ek voel so verwerp van hom af, want dit wat ek doen is so boos. En die kosbaarste is daar op my knieë. Die kenmerk van 'n gelowige van Jahwe is nie om op die kansel te staan en die woord van Jahwe te proklameer nie. Die kenmerk van 'n kind van Jahwe is op sy knieë voor die aangesig van Jahwe. Jahwe, wees my genadig. Dit is die kenmerk van 'n gelowige. Dit is wanneer jy die volheid en die werklike evangelie van redding verstaan, van Jahwe, ek het U nodig. Dit is die evangelie van verlossing. En daarom mag dit wees, en dit moet wees, dat almal van ons wat hier is, dit kan getuig van my binnekamer, waar ek op my knieë voor Jahwe buig en sê, Jahwe, help my met hierdie saak. Wees my genadig hieroor. Help my, dalk is dit oor my kinders, of my kleinkinders, of my familie, of my ouers. Jahwe, dankie dat ek met al my bekommernisse na U toe kan kom. Sê, hier is dit. Dit, julle, is die kenmerk van die kind van Jahwe. As jy nie daar kom nie, is dit Ikabod, want dan dink jy, ek en jy is nog onafhanklik, dan dink ons is sterk, dan dink ons kan sonder Jahwe, dan leef jy in 'n illusie. Want dis daar, op my knieë, in buigende voor Jahwe, dit is 'n verhouding met Vader Jahwe, dan besef jy, wie is Jahwe? En daarom word dit ons kenmerk, en daarom neem tyd. Maak geleentheid om voor Jahwe te buig, so dikwels as ons kan. Jahwe, dankie vir U goedheid. Dankie dat U my help. Dankie dat U my bewaar. Dankie dat U my lei. Dankie dat U met my handel. Julle, dit is ons as gelowiges se lewens. Die derde tema wat ons kom, smaak en sien dat Jahwe goed is, vers 9 en 10. Psalm 34 vers 9 en 10. Smaak en sien dat Jahwe goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Geliefdes, wanneer koning Dawid dit sê, dan getuig dit van die ervaring van Jahwe. En ek het nou aan die begin gesê, die aanbidding van Jahwe is nie 'n hoorsê aanbidding nie. Dis nie net 'n oordrag aanbidding, omdat ons dit nou maar doen ons dit nie. Hier kom koning Dawid en hy sê, smaak en proe dat Jahwe goed is. Smaak en sien dat Jahwe goed is. Smaak en ervaar dat Jahwe goed is. Ek wil dit vanmôre vir u vra. Kan u getuig dat Jahwe vir u goed is? Of is dit iets wat ons net hoor? Baie van ons het 'n beeld van Jahwe as hierdie God wat net wil slaan, net wil oordeel. 'n God wat gereed slaan, as die oomblik as ek iets verkeerd doen, dan staan hy met 'n staf gereed om my pak slaag te gee. Vir baie kinders word groot met daai behoefte. Julle, dis so 'n verwronge beeld van Jahwe, want as Jahwe so God was ons lankal verteer. Jahwe is 'n God wat met liefde na die wat hy ken en lief gehad het, om hulle genadig en barmhartig te wees. Hy is soos 'n pa, soos 'n ouer, wat gou is om goed te wees. Elke ouer vandag kan getuig, maak nie saak, al maak jou kind hoe droog, die oomblik wanneer daar by daai kind hy terugkeer is, dan is hy liefde wat hom omvou. Dis Jahwe se liefde vir sy kinders. Die wat aan hom behoort. En daarom smaak en proe, ervaar dat Jahwe goed is. Ons word te veel kunsmatig besig gehou deur die wêreld. Ons word te veel kunsmatig met allerlei ander dinge, dat ons die diepte van die liefde en die goedheid van Jahwe vir ons lewens nie besef nie. Dat ons so kunsmatig is, dat ons soos robotte deur die lewe gaan, sonder om te besef die goedheid van Jahwe. En daarom word ons as gelowiges geroep tot 'n persoonlike ervaring van Jahwe se
se goedheid, om werklik self dit te ervaar, om self 'n intieme en 'n direkte ervaring van Jahwe se genade in jou lewe te kan hê, om te kan sê, kan ek vanmôre sê, Jahwe, dankie dat Yeshua vir my gesterf het. Dankie dat hy my sonde aan die vloekpaal gedra het. Meneer, dankie dat u genade so goed oor my was, en my skuld, en my skaamte, en my skeiding met u. Soos 2 Korintiërs so mooi sê, hy wat geen sonde geken het nie, het sonde vir ons geword, sodat ons kan word geregtigheid in hom. Jahwe, dankie dat ek vandag met my swakheid, vlekkeloos onberispelik in Yeshua aan u behoort. Dankie dat ek kind mag wees, dankie dat ek erfgenaam mag wees, dankie dat ek 'n hoop en 'n verwagting kan hê in die ewigheid, nie deur my prestasie nie, maar u genade alleen. Jahwe, dankie. Daai intieme. Want wat bring dit? As Jahwe vir my goed was gister en eergister, bring dit vir my vertroue vir môre. As ek nou vanmôre vir u moet vra, hoekom het ek en jy die hoop op die ewige lewe? Want as ons na onsself kyk, Yuri vanmôre, as ons na onsself kyk, wat gaan jy weet, wat gaan jy doen? Nou wil ek dit amper so sê, wat weet ons almal wat gaan Yuri môre doen? In sy vlees gaan hy droog maak. Dis hoe dit is. Maar Jahwe se genade is vir Yuri daar om hom nuut te maak en lewend te maak en in die Heilige Gees om in hom te werk en sê Yuri, moenie hierdie pad stap nie, stap hierdie pad. Keer weg van hierdie verkeerde af. Volg my, dien my. En wanneer ons swak is, wanneer ons sondig is, Jahwe daar my op te tel en te sê, ek jou lief. Julle en dis ons lewe. En daarin smaak en proe ons dat Jahwe vir ons so onbeskryflik goed is. Ek en jy kan net op ons knieë gaan val en sê, Jahwe, dankie vir u genade, want as dit van my afgehang het. Dink aan elke mens, dink aan die eerste Adam, dink aan die eerste hoëpriester, dink aan die eerste koning, dink aan alles van Israel. Dan sit ons daar in die modder slyk. Maar hy kom tel ons op en was ons skoon. Hy kom vat jou en my. Ek het jou lief. Daarom daai kosbare genade van Jahwe, sy vergifnis, sy redding, sy voorsiening, sy bewaring. Smaak en sien dat Jahwe goed is. Julle mag dit 'n anker wees in ons lewens. Daar waar jy sit, nie net op grond van dit wat ek nou gesê het nie, maar kan jy in jou eie lewe sê, Jahwe, u is vir my goed. En as jy dit nie kan doen nie, gaan maak moeite met die woord van Jahwe. Gaan lees wat Jahwe se goedheid vir ons is. En dis juist daarom dan wat ons kan sê, en daarom wil ek vra, kan jy vanmôre sê, ek kan getuig, Jahwe is vir my goed. Ongeag soms my omstandighede. Want onthou, baie keer koppel is ons omstandighede vir ons groter. Kom ons anker net gou iets. Wat is die belangrikste? Hierdie tydelike lewe of ons ewige lewe? So ek nou vanmôre vir iemand gevra het, wat is die belangrikste in verhouding? Ek wil amper sê 1 tot 100. Hierdie lewe of die lewe hierna? Die ewige lewe. Die ewige lewe is ontelbaar keer groter en belangriker. En Jahwe se goedheid, en soms vat hy ons deur beproewinge in hierdie aarde, toetsinge, loutering, smeltkroes, maar uit almal, en dis nou by ons volgende wat gaan voorlê. Maar voordat ons daarby uitkom, Jahwe is naby die wat gebroke is van hart. Die kenmerk van die kind van Jahwe is die besef ek is niks en Jahwe is alles. Vers 16, kom ons lees dit saam. Die oë van Jahwe is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Vers 19, Jahwe is naby die wat gebroke is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. Geliefdes, Jahwe se oë, sy omgee, deurloop die aarde, hy soek, hy gee aandag op wie? Op hulle wat gebroken is, hulle wat afhanklik is, hulle wat nederig is, hulle wat verslaaf van gees is, hulle wat verbruisel is, hulle wat emosioneel, geestelik en fisies afhanklik is. Jahwe forceer hom nie af nie, hy nooi ons uit om hom in afhanklikheid te ontvang. Jahwe se nabyheid, sy teenwoordigheid,
met sy hart van medelee. En voor ons verder gaan, het Jahwe begrip vir elke uitdaging wat ek en jy ervaar? Het Jahwe begrip vir elke uitdaging wat jy ervaar? Volkome. Jy dink dalk dis te gering, Jahwe weet nie daarvan. Hy ken dit. Hy weet dit. En hy is daar om my en jou te help. Hy is naby ons, of dit sonde is, of dit verlies is, of dit hartseer is, of dit eensaamheid, of dit onsekerheid, of dit twyfel is, onsekerheid oor môre en oormôre. Hy ken dit alles en hy is naby die wat gebroken en verslae is. Kan ek en jy dit getuig, dat Jahwe naby ons? Ervaar ons dit, weet ons dit? Daarom kan ons al ons behoeftes en gebed en smeking aan Jahwe opdra. Selfs as ons nog jonk is, kan ons dit alles aan Jahwe opdra. Ons 5de punt. As regverdiges is daar baie beproewinge, maar Jahwe red ons uit. Sommige van hulle, die meeste van hulle, of almal van hulle? Uit almal van hulle. Kom ons lees daar saam. Vers 20. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdiges, maar uit almal red Jahwe hom. Geliefdes, hierdie intieme verhouding, hierdie afhanklikheid, hierdie buiging, hierdie lof aan Jahwe is gesetel in daai, wat lê vir my en vir jou voor, môre en oormôre, die dag daarna, beproewinge en uitdagings. As daar een ding is wat ons weet, wat gaan ek en jy hê? Toetse en beproewinge vir hierdie week. Daar's altyd 'n groot vyand wat voor lê, maar die een kern, Jahwe red ons uit almal uit. Dawid se teëspoede was menigvuldig, maar Jahwe hou hom vas uit almal. En van wie is hierdie 'n pragtige profesie nou, weet ons gesê? Van Joshua. Was daar groot loutering en beproewing vir Joshua? Was daar hierdie gedagte gewees, dis verby, hy's dood, dis 3 dae al verby, dis hopeloos, dis klaar, alles wat ons verwag het is verby. Die Emmausganger staan daar en sê ons harte, ons was so opgewonde gewees en nou is dit al 3 dae, hy's dood, dis hopeloos, dis verby. En dan is dit Joshua wat saam met hulle stap. Uit al ons benoudhede, en julle, dit is wat ons mekaar moet herinner. Dalk voel dit vir jou al te laat. Dalk voel jy soos Lazarus al 4 dae in die graf. Dalk voel dit vir jou dis hopeloos, maar Jahwe se genade is altyd oor sy kinders om hulle uit te red uit elke benoud. En ek wil jy moet hierdie woorde hoor. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit elke een red Jahwe. Hy vergeet nie halfpad nie. Hy doen nie 90 of 80, hy red ons uit almal uit. Nou kom ons terug na die vraag toe. Hoe red hy ons uit almal uit? As jy nou kon bepaal in koning Dawid se tyd, toe hy daar tussen hierdie klomp Filistyne is en hulle vir hom sê, jy's mos die een wat vir Goliat doodgemaak het. Jy's die een van wie die volk geroep het, die koning van Israel. Hosanna aan die seun van Dawid. Hosanna vir jou wat die 10.000e doodgemaak het. As jy nou moes gesê het hoe Jahwe moes verlos het, hoe sou dit gelyk het in jou verhaal? Ek moet eerlik wees, in my verhaal sou dit heel anders gelyk het as koning Dawid wat homself kranksinnig hou en vrykom. As ek dit wou geskryf het, sou ek dit seker anders geskryf het. En so gebeur dit dikwels in ons eie lewens ook. Ek en jy het amper 'n draaiboek wat ons vir Jahwe wil sê, Vader Jahwe, verlossing vir my sal so lyk. En ons amper asof Jahwe doelgerig sê, dit lyk nie so nie, dit lyk anders. Dit gaan nie oor jou wil nie, want dit werk ten goeie mee. Daarom moet ons baie duidelik sê dat Jahwe gee eerstens 2 dinge. Soms totale oorwinning wat hy dit net wegvat, wat hy daai oorwinning gee. En soms gee hy vir ons die krag om dit te verduur. Julle kan onthou vir Paulus, Vader Jahwe, vat hierdie Satan wat my in die gesig slaan, vat dit van my af weg, vat dit asseblief van my af weg. Jahwe, ek smeek nie, vat dit af van my weg. Wat is Jahwe se antwoord vir hom? My genade is vir jou genoeg. Jahwe gee die krag of die uitkoms soos hy wil om dit te kan dra. Maar die een ding wat ek en jy doen, ons staan in afhanklikheid. Jahwe se beproewing, en hierdie is nou die belangrikheid. Is daar baie tydelike beproewinge? Ja. Is daar mense wat lang beproewinge het? Kan julle onthou daai man 38 jaar?
Hoe lank is hy beproef? En jy voel, Jaweh, as ek net hierdie ding kan oorkom, dan sal dit wonderlik wees. As ek net hierdie bult kan deurkom, dan is alles reg en vrede. Hoekom is daar beproewinge en uitdagings? Hoekom het ons dit nodig? Om afhanklikheid te leer. Want wat doen ek en jy? Ons glo ons is onafhanklik. Die oomblik wanneer ons Jaweh nie nodig het nie, wat doen Israel wanneer dit met hulle goed gaan? Hulle vergeet van Jaweh. Een van die grootste genades wat ek en jy kan ervaar, is benoudhede wat ons gaan buig voor Jaweh. En dit word 'n wonderlike seën vir die kind van Jaweh, want ek leer, ek is nie in staat tot hierdie ding, ek is afhanklik van Jaweh. Gaan nie oor hoe groot ek is nie, het gaan nie oor hoe onafhanklik ek is nie, het gaan nie oor hoe sterk ek is nie, het gaan oor een ding, U lof sal altyd deur in my mond wees, want U is die God wat my verlos. U is die God wat my vashou. U is die God wat my bewaar. En partykeer beteken dit dat ek selfs my lewe hier op aarde neerlê. Maar ek behoort aan Jaweh. En selfs Filippense 1 vers 21, vir my is die lewe Yeshua en vir my is die sterwe wins. Vir ons, maak nie saak wat gebeur op hierdie aarde met ons liggame nie, vir ons is die ewige woon en die prys wat ons gaan behaal. Maar Jaweh werk ook hier op aarde en soms gee hy ons die krag om iets te verdra, soms gee hy vir ons die oorwinning oor dit, soms maak hy ons vry daarvan, maar dit is sy prerogatief. En daarom, geliefdes, is dit so belangrik dat ons die een ding sal weet, en ek wil begin saamvat. Wanneer ons kyk na al hierdie handelinge, dan is dit partykeer goed. Ek weet nie wie jou almal dagboek nie. Maar partykeer is dit goed om ook in jou notaboekie vir jou Bybelstudie neer te skryf wanneer jy besonderlik ervaar het Jaweh se goedheid vir jou. Want dan kom soms tye wat ek wonder, waar is Jaweh nou? Daar's tye wanneer ek wonder, maar wat is die antwoord nou? En ek wil daai 5 punte wil ek nou teruggaan. Ons eerste punt was, ek wil Jaweh altyd loof. Die tweede punt, ek wil hom loof omdat hy my uit al my vrese gered het. Die derde punt, smaak en proe dat Jaweh goed is. Ervaar dat Jaweh goed is. En hoor nou baie mooi, ons kan nou, na die diens kan ons nou terug gaan huis toe en maandag is ons in maandag en dis 'n dolle gejaag en 'n gejuig en 'n gedreun en alles. Maar wat het ons gesê, wat doen ons eers as ons wakker word? Ek wil Jaweh altyd loof. 'n Lofgebed en 'n lofsang. Punt 4. Jaweh is naby hulle wat gebroken is. Jaweh maak my afhanklik. As ek te selfstandig word, as ek te onafhanklik word, bring iets op my pad wat my afhanklik maak. En die wêreld kyk na hierdie dinge en hulle sê, maar dis hierdie oordeel, dis hierdie straf, dis hierdie swaar, maar ek en jy kan daarna kyk en sê, Jaweh, ek is die beste plek om te wees, is op my knieë voor Jaweh, help my. Julle, daar's geen beter plek om te wees, vir die kind van Jaweh is dit die heiligste oomblikke van ons lewens, die afhanklikheid van Jaweh. En dis 'n kosbare voorreg. Wat maak die verskil tussen die gelowige kind van Jaweh en die ongelowige? Daardie afhanklikheid. Die 5de punt. As regverdig is daar baie beproewinge. Maar Jaweh red ons uit almal. Julle, ten slotte, vir ons as kinders van Vader Jaweh, mag dit wees dat elkeen van ons regtig ervaar Jaweh se genade, Jaweh se redding, sodat ek hom met oortuiging wil loof. Mag dit wees in ons harte. En ons gebed is dat Jaweh so met ons sal werk, dat ek met soveel dankbaarheid Jaweh wil loof. Vir my gebed vir elkeen van ons, ook vir ons as 'n gemeente, is dat ons so Jaweh se goedheid sal ervaar, dat ek hom wil loof, dat ek hom wil prys. Selfs al lyk my omstandighede altyd nie so wonderlik nie, maar om juis in dit
Jahwe te wil loof. En daarom wil ek so ten slotte sê, maak nie saak hoe lyk Suid-Afrika nie. Maak nie saak wat rondom ons gebeur nie. Nie dat ons hier mag kla oor paaie en goeders nie. Maar ongeluk of die wet nou aangepas word of hy nie aangepas word nie. Of daar uitdagings en dreuninge en geskreeu en geraas in die wêreld is en of daar onstabielheid en alles is, die een ding wat ons doen is, Jahwe, dankie dat U ons vashou en ons loof U naam. Laat dit ons getuies wees. Mag ons in vrees en in angs vervalle van die wêreld? Nee. Ons is hier om Jahwe te loof, want menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit almal red Jahwe ons. Hy is getrou. Laat ons getrou wees om Jahwe te loof. Kom ons staan, dan bid ons saam. Vader Jahwe, so dankie vir U genade en U getrouheid. En ons gebed is so dat dit werklik ook in ons lewens 'n anker sal wees in elke dag se lewe van dag tot dag, in ons verhoudinge met ons kinders, met ons ouers, met ons werker, die omstandighede in ons land. Vader Jahwe, dat ons in alles sal weet, U is getrou. En U is naby die wat gebroken en verslaaf van gees is, die wat afhanklik is, die wat buigende by U is. En Vader Jahwe, wil U ons help? Wil U ons help om regtig in afhanklikheid met U te wandel? Wil U ons elkeen asseblief so genadig wees, want Vader Jahwe, dat ons dikwels op ons knieë is in afhanklikheid vir U, dikwels buigend is voor U, maar Vader Jahwe, dat ons dan ook daar in geloof sal optree om U naam groot te maak, want U is getrou. En ons gebed is dat ons lof aan U ook ander om ons sal raak, dat ons dankbaarheid en ons bewustheid van U genade en die getuienis van U getrouheid ook hulle rondom ons sal bemoedig om U te loof en te prys, om voor U te buig. Vader Jahwe, al die lof, al die eer kom U toe. Ons eer in die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia. Amen. Geliefdes, terwyl ons staan, kom ons hef ons hande op, ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.